Vriende, ek wil u weer herinner aan die belofte van die Here, die oproep van die Here, die aanspraak wat God op u en my lewe maak, en dan ook die belofte wat daarmee saamgaan, in daardie teks wat ons tema is vir hierdie naweek, in Haggai 2 vers 4, waar die Here sê, skep moed, sê hy vir die hoofpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here, begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Dis die eerste belofte. Die opdrag is, begin met die werk, doen die werk. Maar die belofte is, want ek is by julle. Nou vriende, wat is nou meer bemoedigend? As dat God met ons is. Dat God in hierdie saak is. En die Here gaan voort, hy sê, en moenie bang wees nie. My gees sal altyd by julle bly. Dis die tweede belofte. Ek is met julle. My gees sal altyd by julle bly. My broeder en suster, God roep die gemeente op, God roep u en my op, om betrokke te wees in die uitbreiding van die koninkryk. En hy gee vir ons hierdie belofte. Skep moed, want ek is met julle, ek is by julle. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente in Rome, in Romeine 8 vers 31, baie interessante en 'n baie bemoedigende woord. Hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Of in die ou vertaling, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou vriende, hierdie is vir my 'n uiters bemoedigende woord. En wanneer dit kom by die kerk van die Here Jesus, het ons hierdie versekering dat God is in ons midde. Die Here self is met ons. En God is vir ons. En wanneer dit kom by die taak, die uitbreiding van die koninkryk van God, dan vriende, veral kan ons daarop staatmaak, dat God is met ons. En God is vir ons. Jy moet verstaan, vriende, dat die kerk van die Here Jesus is in 'n stryd gewikkeld. Daarom praat die teoloog van die kerk op aarde as die strydende kerk. Wanneer ons in die hemel is, dan is ons die triomferende kerk. Is ek reg, dominee so is? Ja. Maar terwyl ons hier op die aarde is, terwyl ons hier besig is met die werk wat God ons voor geroep het, is ons die strydende kerk. En Paulus waarsku die gemeente in Efese, en hy sê vir in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So vriende, ons kan nie hierdie geveg, ons kan nie hierdie stryd in die vlees. Daarom is dit absoluut noodsaaklik dat ons as kerk bewus moet wees van die teenwoordigheid van God. God is met ons. God is vir ons. En God se gees bekragtig ons en lei ons in hierdie stryd. Ons kan vanaand daarvan verseker wees, en vriende, wat kan meer bemoedigend wees as dit? Wanneer ek in hierdie stryd is, wanneer ek teëstand ervaar, wanneer dit soms my voel asof ek wil moedeloos raak, dit voel vir my asof dinge net vir my te erg raak, die stryd raak net vir my te vel, dan het ons hierdie belofte en hierdie sekerheid van die Here, dat God is met my in hierdie stryd. En ons het dit gesien, ons het gisteraand dit beleef, ek het vanoggend, is ek baie bemoedig deur die kaart wat hulle daar op die skerm gewys het, die lande waar die sendelinge besig is, het sy dit via radio is wat besig is met uitsendings, en wat die evangelie verkondig in daardie onbereikte lande,
in daardie lande waar die Christelike geloof met vyandskap te maak het. Hoe dat geopende deure, hoe dat hulle Bybels versprei, hoe dat hulle Christene wat vervolg word, ondersteun, bemoedig, vir hulle bid. Hulle gaan help, hulle gaan bystaan in hulle stryd. En dis die Here. Dit is die Gees van God wat werk, wat besig is. The Spirit is moving. All over the world, the Spirit is moving. Maar vriende, ons staan in 'n stryd waarin die bose oorweldigend is. Soms, wanneer ons rondom ons kyk, dan voel dit asof die magte van die duiwel die oorhand kry. In Suid-Afrika, hier waar ons is, kom ons te staan teen allerlei valse godsdienste wat oral opskiet soos paddastoele. By baie van ons landgenote is daar 'n absolute gevoel en houding van ongeërgdheid teenoor God. Waar in die verlede miskien nog 'n mate van respek vir die woord van God was, daar nog 'n mate van respek was vir die gesandte van die Here, beleef ons 'n tyd waarin God nie net daar nie net 'n ongeërgde houding teenoor God is nie, maar waar mense selfs openlik God hoon en spot. En hierdie is die magte waarmee die kerk van die Here Jesus te doen het. Waar daar eers nog respek was, is daar nou geen respek nie. Mense verset hulle roekeloos teen God. En ons sien daagliks hoe dat die losbandigheid in ons land toeneem. En hierdie is nie uniek aan Suid-Afrika nie, vriende, dit is 'n wêreldwye verskynsel. Oral in Amerika, in Europa, in al die lande, is daar 'n verval, 'n morele verval onder die mensdom. Ons sien dit. Ons sien die geweldige sosiale ewels in ons samelewing. 'n Lewe het niks werd geword nie. Moord is daagliks deel van ons aptyd. Dis daagliks deel van dit wat ons opgedis word. Wetteloosheid neem toe, geweld. Die geweldsmisdade dis ontsettend om te sien met watter geweld misdaad gepleeg word. Uitbuiting, abortus. Die ongebore kinders word vermoor en dit word goed gepraat deur die regering. Ons sien 'n morele verval. Skakel maar die TV aan en kyk watter boosheid, watter onuitspreeklike boosheid op ons TV-kanale te sien is. Hier ek lewe in 'n post-christelike, materialistiese, heidense, sekulêre en grootliks besig om te verbrokkel samelewing. Ek het jare gelede 'n tydskrifie gekry, 'n baie oulike tydskrif, miskien sal sommige van u dit ken, The Banner of Truth. En in een van daardie uitgawes skryf die redakteur van daardie blad, Maurice Roberts, wat toe die redakteur was, skryf hy dit oor die samelewings waarin ons leef. Hy sê in samelewings waar die huwelik en moraliteit verdwyn, waar mense skaars lees en skaars dink, en dit is wat ons beleef in ons tyd, vriende, waar plesier na willekeur aangegryp word om die eentonigheid van die lewe te verlig, waar ware liefde of ouerskap of hoop of godsdienst feitlik nie bestaan nie. In sulke samelewings kan dit skaars nog gesê word dat mense lewe. Hy gaan voort en hy sê die volgende, en daarmee beskryf hy ons omstandighede. Hy sê, staan op enige straathoek van enige dorp, lees enige koerant, praat met enige typiese inwoner, en die verskriklike gedagte kom by 'n mens in jou hart op, enige geestelike persoon se hart op. Ek leef in die dal van doodskaduwee. Die mense rondom ons is dood terwyl hulle lewe. Die moderne samelewing, sê hy, leef nog geen paradys. Dit is verskriklik, vriende, maar is dit nie juis dit wat ons daagliks in ons samelewing bespier?
Somber klink die woorde van die apostel Paulus wanneer hy aan Timotheus skryf en hy sê vir hom in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 4, hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, en dan mag jy nie meer tugtig nie, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Skets dit in die samelewing, nie vriende, waarin ons vandag bevind nie. Hoe akkuraat is hierdie beskrywing van die wêreld waarin u en ek lewe nie. Dit moet u en ek vanaand baie duidelik verstaan, vriende, dat in hierdie dampkring van sonde en selfverheffing, hierdie is die Christen glad nie goedgesind nie. Daarom waarsku Petrus en hy sê die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wie is die stryd? Waarin die strydende kerk van Christus haarself vanaand bevind. Maar vriende, die goeie nuus is, sê die Here, ek is met julle. Ek is met julle, sê God, die Almagtige. Paulus sê, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Oorweldig deur hierdie oormag van boosheid, kom hierdie bemoedigende woorde van hierdie gedeelte van Romeine 8 vers 31, as God vir ons is. Wie kan teen ons wees? Jy sal onthou toe Petrus, toe die Here Jesus by 'n geleentheid vir die disippels vra, wie sê die mense wees ek? Ons het vanoggend daarna verwys, want dit is ook, ek het vanoggend daarop gewys, vriende, dit is belangrik dat ons weet wie Jesus is. Dat ons reg, dat ons belydenis aangaande die Christus korrek is. Vra die Here Jesus vir sy disippels, wie sê die mense dat ek is? En sommige sê Johannes die Doper, dat hy weer opgewek is uit die dood, nadat Herodes sy kop laat afkap het. Ander sê 'n profeet. Maar die Here Jesus fokus op sy disippels, hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle sê? Vriende, ek wil vanaand vir u sê, wie sê u? Is Christus, wie is Jesus? En Petrus, wat so lyk dit vir my altyd 'n bietjie voorbarig was, vinnig om te antwoord en nogal leer vinnig die meer ook. Maar Petrus sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê die Here hierdie belangrike woorde, hy sê, salig is jy, Simon Barjona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En wat dan? En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig. Kerk van Christus. Hoor jy dit? Die poorte van die hel sal dit nie oorweldig. Martin Luther het by 'n geleentheid toe die duiwel hom so versoek het en beproef het, het hy uitgeroep, selfs die duiwel is van God se duiwel. Die duiwel is gebind en wys aan bang. Die kerk van die Here Jesus sal voortmarseer en die evangelie van verlossing in die naam van Jesus Christus deur die bloed van die kruis. En die evangelie sal oorwin, die lig sal die duisternis verdryf. En u en ek, ons word opgeroep om deel van
van hierdie groot aksie te wees. Ons word opgeroep om daar deel van te wees. En die tweede belofte wat die Here daar maak, hy sê, en ek sal my gees nie van julle wegneem. Vriende, dis baie belangrik, en ek wil dit beklemtoon, want dit is absoluut noodsaaklik dat ons nie hierdie stryd in ons eie krag gaan aanpak. Moenie sê, wel ek het 'n graad in die teologie, so ek kan hierdie ding gou vir julle uitsorteer. Luister wat sê die Here Jesus. Hy sê dat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Kom ek net vir julle dit daar lees in Handelinge 1, vers 8 sê die Here, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Maar voordat die disippels die Heilige Gees ontvang het, moes hulle nie roer nie. Bly in Jerusalem, totdat julle die gawe wat my Vader beloof het ontvang. Wat ek die Vader sal vra, die Gees van die waarheid wat hy sal stuur, om julle te bekragtig. Vriende, sonder die Heilige Gees is die kerk magteloos. Met die Heilige Gees is die kerk kragtig om te oorwin, om die duisternis te verdryf en die koninkryk van God uit te bou. Daarom het Paulus dit ook gesê. Hy sê, ons is kragtig deur die Gees om vestings neer te werp en te verbreek. Reeds in die profete sê die Here, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Die Heilige Gees is die kragtige teenwoordigheid van die sending van God in die gemeente. Dis die Gees wat die gemeente bekragtig, sodat ons die evangelie kan uitdra. Daarom skep moed en werk, want ons is nie alleen nie. Dr. Willie Marais het by 'n geleentheid blykbaar gesê, so sê 'n professor by die universiteit, dat ek gelede vir ons. Hy was in Willie Marais se gemeente, ek weet nie wie van julle sal hom onthou nie, Dr. Willie Marais. En hy het gesê, hulle het ook gepraat oor die oormag, en hy het die oggend daar by die universiteit ook gepraat oor die stryd van die kerk en die oormag, en toe verwys hy na Willie Marais, wat sy leraar was, en Dr. Willie Marais het blykbaar gesê, een man met God is 'n oormag. Luister daar, vriende. Dit is God wat die verskil maak. Dit is die Heilige Gees wat die verskil maak. Ons is nie alleen nie. Deur die Heilige Gees werk Christus in ons midde. Daarom kon hy Matteus 28 vers 20 vir die disippels die versekering gee en sê, luister, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Julle is nie alleen. Jy gaan nie alleen nie. Pinkster, my broeder en suster, het die gelowiges toegerus vir hulle geestelike lewenswandel. Ons gaan lees 'n bietjie die boek van Handelinge. Daar sien ons dit. Petrus, wat die Here Jesus verloon het 3 maal, nadat hy vir die Here gesê het, Here, ek sal saam met u sterf. Ek sal vir u sterf. Maar toe dit nou regtig waar daarop neerkom en die gevaar, nou vir Petrus hierdie gevaar in die gesig kyk, toe raak hy bang. En voordat ons vir Petrus te hard oordeel, vriende, ons was nie daar nie. Ek weet nie of jy al ooit die lewe op bedreig is terwyl van die evangelie. Ek weet nie wat ek sal doen nie. Ek sou daar nie eens geantwoord het nie, ek sou net gehardloop het. Maar Petrus verloor die Here Jesus. Maar op die dag van Pinkster staan daar die Petrus op en hy spreek daar die Jode toe en hy verkondig aan hulle die evangelie. En hy doen nie net dit nie, hy beskuldig hulle. Hy sê vir hulle, julle het God se gesalfde gevat en gekruisig deur goddelose manne laat ombring. Beskuldig hulle. En op daardie dag is daar 3000 siele toegevoeg. Nou vriende, ons moet net besef dat die Heilige Gees is 'n persoon, die derde persoon in die Godheid. En die Here Jesus het vir ons die Heilige Gees gestuur as 'n ander trooster, sê hy vir sy disippels.
Toe hy vir hulle sê, luister, ek gaan weg, ek gaan terug na my vader toe, toe is hierdie disciples baie bekommerd, hulle is angsbevange, en hulle is ontsteld. Vir 3,5 jaar het hulle met hom gewandel, hulle het sy dade gesien, hulle het sy werke gesien, hulle het gesien hoe dat hy die magte van die duiwel weerstaan het, en oorwin het, en nou is hulle skielik gaan hulle alleen wees. En die Here sê vir hulle, dit is vir julle voordelig dat ek gaan. Dit klink seker vir hulle baie snaaks. Ek dink dit moes hulle half verwar het. Hoe kan dit vir hulle voordelig wees? Want sê die Here, as ek nie gaan nie sal, kan die Heilige Gees nie kom nie. Maar as ek gegaan het, sal ek die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur. Parakletos, iemand wat by my staan, wat my verteenwoordig, wat my help, wat my ondersteun, trooster, advokaat, om by julle te wees. En hy sal julle in die volle waarheid lei. En hy sal julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het, sê die Here Jesus. En Johannes 15 vers 26 sê hy, wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En dit het inderdaad so gebeur, broer en suster. Die Heilige Gees roep gelowiges op tot dienswerk. Die Heilige Gees bekwam die gelowiges vir die werk wat hulle doen. En dit is deur die Heilige Gees wat ons die krag ontvang om dit te doen. Daarom kan die apostel Paulus sê, en dit is vir my so 'n kostelike gedagte hierdie. Daar in Handelinge 4 vers 33 lees ons, toe hulle nou daar vervolging ervaar, toe bid die gemeente, hulle bid daar saam en hulle bid en sê, Here, hulle vervolg ons nou, hulle wil ons nou in die tronk gooi, hulle wil nou al die dinge aan ons doen, maar gee vir ons om met vrymoedigheid die woord te verkondig en te getuig. En die woord van die Here sê daar, die apostels het kragdadig, die ou vertaling sê met groot krag, getuig dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Paulus kom in Korinthe en hy sê vir hulle, die boodskap wat ek nie al verkondig het, dit het nie gedoen met die woorde, met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en van krag. Dit is wat die Heilige Gees doen. Dit is hoe die Heilige Gees ons bekragtig. Daarom kan daar dieselfde Paulus sê, hy sê, luister, in 1 Korintiërs 4 vers 20, die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. En God gee vir u en vir my die krag deur die Heilige Gees, sodat ons getuies kan wees. Kragtig in die stryd om vestings neer te werk. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, just as the prophet said it would be. Ons het nou vanaand gesê, diep down in my heart. Ek was vanaand glo, vriende, dat die Gees diep in jou hart leef. En dat die Heilige Gees jou betuig. En jou gewillig maak om betrokken te raak in die sending wat God ons oproep. Ja? Wat sal die antwoord vanaand wees? Hier is ek hier. Stuur my. Hier is ek hier. Gebruik my. Mag God ons help.
hierdie oomblikke is ek so bewus van die roeping. Dat U met elke een van ons vanaand praat. Dat U vir ons sê, skep moed, begin werk. Jy is nie alleen nie, want ek is met jou, sê die Here die Almagtige. En ek sal my gees nie van jou wegneem. Maak ons gewillig.